Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by die Rockfight Rugby podcast. Ons het 'n bietjie van 'n breek gevat. Ek het 'n paar dinge met jou gehad wat ek moes uitsorteer. Huis geskuif en nuwe dinge wat ons moet bou en alles en dankie terug. Ek sê net vir my vriend Ari, hy is in Amerika op die oomblik. Ek sukkel om my mojo terug te kry. Ari, so doen jou bes man. Gee my 'n bietjie my mojo terug. Nee, ons loop terugkry. Ek self het so keelerigheidjies so saamgebring hier op die vliegtye. As jy met daai in daai tonnels wat jy in vlieg of wat mens so vakuum, dan wil jou se keel nie lekker werk nie. Maar nee, dis lekker, is lekker in Amerika. Ek is in Charlotte. Ek sien Harry is daar by die toets komende Saterdag. Ek is in Pittsburgh nogal daar nie ver van Chicago af nie. Nou sit en wonder ek of ek maar moes moeite doen om daar vir Harry aan te sluit nie, maar Harry loop op die velde rond na die eindvletjie, so ek weet ek mag dalk net moeilikheid beland. Hy kan dit op alles sport doen, maar Amerika gaan hulle vir hom uit die land uitskop, my man. Hy moet op baie versigtig wees. Hy moet nou kan nie kom. Ek was in Boston ook gewees en dit is hulle die clover of daai groen clover van Ierland is oral, so Boston se wikkies ook en so hier's 'n groot Ierse invloede, maar hy gaan tot by Chicago. Maar daar was mos die ou gangland of die gang warlords gewees daai tyd. Elke punt se tyd, ja. Ja, so daar moet jy nie, maar daai kan ook 'n piesangskil wees vir die All Blacks, hierdie neutrale velde, hulle het nog nie in die verlede nie te goed gedoen met daai dinge nie, maar is wonderstel om tegniese tuiswedstryd vir Ierland te wees, maar ons kyk maar, ek dink daar sal seker maar van alle ondersteuners baie wees, so lekker wees om te sien wat daar gebeur. Ja, dit is 'n wraakwedstryd eintlik as jy daaroor dink, jy weet, die All Blacks het vir eerste keer in geskiedenis verloor teen Ierland hierso op 2016. Dink die telling was 40-29, nogal onder Joe Schmidt, as ek reg onthou. So ek dink hulle gaan wil doen, maar ek bedoel die Ierland van 2016 en die Ierland van vandag is nie dieselfde span nie. Jy weet, Johnny Sexton, klomp name wat nie meer speel nie, jy weet, Pieter O'Mahony wat nou uitgetree het ensovoorts. Ek weet dan nie so lekker en ek sien hulle het nogal redelike hoop om die wêreldbeker in Amerika te bou rondom die All Blacks. As hulle so 'n tipe van 'n talisman span wil hê om die mense bietjie opgewonde te maak, want dit is 2031 natuurlik die wêreldbeker in Amerika en ek moet jou sê niemand spring nou juist op en af daarso oor opgewondenheid van die wêreldbeker, né? Nee, die mense wat ek ook hier rondom my gehad het, hulle is mos my NFL, dit is allerhande ander sporte natuurlik wat ons nou nie, die NFL is mos maar die gridiron, hulle so met die helmets so op die kop speel, maar hulle het self nie eens geweet dat hulle, van die mense het nie eens geweet dat hulle het volgende jaar die sokker wêreldbeker nie, so hulle wat baie groter is die rugby wêreldbeker, ja. Hulle weet wel, hulle sê, dit is nice, okay, is dit hier by ons, so, ja, hulle is daar nie, in die MetLife, daai groot stadion na New York is die finaal mos van die sokker, ek het daar verby hom gery, dis 'n groot stadion, staan so een kant daar, ek weet nie, dis net oop rondom hom, hulle net 'n klomp parkeringe rondom hom gemaak, maar so die sokker, hulle sê mos the hoops rule, hierso, en hulle hou van basketbal en van die NFL, maar ja, ek Amerika het nou gelukkig vir hulle speel ten minste in 2031, gaan hulle speel so, die kleiner sporte is seker maar momentum te kry, ek dink hier's baie volume, is baie mense, maar dit gaan maar hier tussen baseball en NFL en basketbal is dit by die drie wat op die voorgrond is. Ek moet sê die sokker nogal, gisterand was hier 'n wedstryd in Charlotte, waar die Panthers die NFL speel, toe was hier 'n sokkerwedstryd, hulle het in New York gespeel, toe het New York 1-0 gewen blykbaar, ons het daar verbygery op pad na restaurant toe, maar is so 'n klomp mense goed bygewoon, so is blykbaar baie gewild, maar daar's ook baie mense van ander lande, wat hier is, die sê dat lyk by Charlotte is so 'n bietjie meer toegewend met immigrasie. Lyk my dis 'n stad wat op een of ander, ek weet nie of dit van staat na staat anders is nie, maar die ouens sê maar lyk my hulle verwelkom nou maar meer van die immigrasie mense, so dis hulle reken is hulle wat die sokker gaan kyk, so. Hou maar net jou paspoort naby jou en hulle weet nie waar is Namibië nie, hulle dink is Nambia, as ek reg onthou. Kyk, maar weet nie genoeg olie en snaaks so goed vir hulle om belang te stel. Ek dink as Namibië baie olie gehad het, sou dit dalk anders gewees het, maar dit kom klop in jou voordeel. Vertel my eers, wat maak jy in Amerika? Jy het net sê, daar is die rugby, jy praat rugby, weet jy doen natuurlik 'n sportprogram op Namibië se televisie, in die tunnel, noem dit. Maar wat maak jy daar? Ja, dis ook, ek het ook betrokkenheid by sportbediening, dit is in Namibië, so altyd 'n hart vir die sport en die bediening en vir chaplaincy en vir
wat alles kan gebeur. So hulle is gebaseer in Charlotte. Dit is 'n seed sport en dan lekker om met hulle te skakel en 'n bietjie vergaderings rondom dit ook te gehad het. Ja, en dan die ander rede was my dogter is tans in Pittsburgh. Sy's vir 'n jaar wat sy hier so werk. En sy het klaar gestudeer. Sy het so amper 'n gap jaar wat sy doen, au pair wat sy met 'n familie is in Pittsburgh en so vir haar kom kuier. Sy het die afgelope naweek verjaar, Sondag en so ek en sy het so 'n roadtrip gedoen van Boston na New York, die kar gevat en afgery tot in New York en so stop, kuier, kyk. Is nou baie mooi al die blare verander so van kleur, so herfsttyd in New England, so dis baie mooi. So dit is 'n dubbele rede om by my dogter uit te kom en dan ook van die meetings. So ek hoop ja, daar's daar so buitekans dat ek dalk komende naweek die NFL, die Steelers en die Colts, hulle speel in Pittsburgh, dat ek daar by hulle sal kan uitkom. So dis sal interessant wees. Dis altyd 'n groot storie. Hulle doen dit mos so 'n bietjie die intensiteit wat ons ken op Loftus en op Kaapstad Stadion maal so 100. So hulle reis met tyd so ordentlik, ja. So dis lekker om die land te sien. Hulle het ook maar 'n dinge gromme self oor hulle politieke en dinge wat gebeur en so ons sien dit mos nou van 'n afstand af. Suid-Afrika is ook mos so half van die kruisvuur vasgevang. Maar ek kom agter die Amerikaanse mening is ook maar verdeeld, soos wat met hulle politiek is. So daar's maar sommige wat baie sterk voel, die dinge werk nie so lekker vir al die van die president se stoel nie en dan ander voel nee, wat hy doen 'n great job. So dat is dan nie nog 'n politiek praat op 'n rugby kanaal nie. Nou word ons weer uitgehaal, maar kom ons praat nou gou. Jy gaan nou baie interessante ding vanoggend net na hierdie gesprek. Dan gaan jy 'n bietjie na 'n NASCAR span toe gaan. Wat maak jy daar? Ja, jy sê die bediening, hulle is al so 20-30 jaar, dis Joe Gibbs Racing en so. Joe Gibbs was 'n baie bekende of baie suksesvol in NFL gewees, 'n afrigter en toe het hy die racing span ook begin. Stap ook 'n sterk geestelike pad. So hy het 'n hele groep chaplains en 'n hele groep mense wat amptelik werk by die span en een van die dis eintlik die komende naweek is die finale race, dis ek dink is in Arizona. Wat hulle jaag en daar's een ou Chase Briscoe, so vir die wat dit kyk, hy's kar nommer 22, so daar's 'n groot storie, hy's een van die twee van hulle span wat nog die hele ding kan wen, so dit is nou groot, so vanoggend by Joe Gibbs het hulle nou maar die laaste ete, so albe ete en 'n Kobai sê vir almal en gaan so met genade daar draai maak, so ek sal kyk wat hulle daar doen, maar dit is baie interessant by Joe Gibbs Racing, hulle het vir elke race bou hulle twee voertuie, eintlik 3 per baan. So as jy so by hulle is en kyk na alles wat daar aangaan, dan sien jy daar staan 'n klomp voertuie. So jy sê dink hulle het 'n klomp raceskarre en dan soos hulle na die bane toe gaan, maak hulle so 'n paar veranderings, maar hulle bou 'n kar net vir daai baan, want die baan het nou sekere verskillende route of angles en hoe dit werk en hulle bou hom presies daarvoor. So hulle is baie fyn ingestel. Maar so ons maar kyk, dit is nou vandag Chase Briscoe is nou die naam wat nie so op almal se lippe is. Kar 22. So is dit lekker wees om te sien, maar hulle doen alles groot. Dit is NASCAR is groot, IndyCar is groot en Formule 1 het ook hier begin posvat. So dit is lekker. So ons sal sien ek dink as volgende jaar, hierdie jaar al is daar 3 wedrenne van Formule 1 dink ek in Amerika. 2 of 3, kan ek net nou nie. Maar daar's baie. 3, Miami, Austin en dan Las Vegas. Las Vegas die volgende wedren, ja. Nou die dag goed, 2 weke terug is hulle in Austin gewees. Daarna by Harry. En hy het nie eens gaan kyk nie, kan jy dit nou oor vertel? Nee, regtig. Ja. Hy moet dit gaan kyk, maar daar moet jy nie op die baan stap na die einde nie. Of terwyl ja. Okay, ons moet nie van die Raakvat rugby podcast nie, of noem ons met die Raakvat podcast. Ons praat so enigiets onder die son. Net so te loop van mense wat jy weet nie, jy was natuurlik vir die Springbokke onder Pieter de Villiers, het jy ook bietjie kapelaanswerk gedoen. Jy was saam met hulle by die Wêreldbeker 2011 en alles. Mense weet dit nie altyd nie, dit is interessant. Ja, dit was 'n voorreg in Nieu-Seeland, ja. En die hulle het 'n proses gehad deur die Engage, was die inisiatief van Wêreld Rugby daar en daar was kon een kom sê maar 'n kapelaan of 'n chaplain by elke span gewees het. So dit is ja spesiaal en ek Amerika is goed daarmee. Ek dink Suid-Afrika kan nog ook bietjie daarbey leer. Ek dink hierso het elke span het 'n kapelaan in daai vorm en dit gaan nie altyd oor die geestelik nie, MW. Ek dink dit gaan oor die welstand van almal. So ek dink dit gaan nou net om
vir almal nou net oor die geestelik te praat nie. Elkeen het sy eie pad wat hy stap, maar die mensweeskant is op my hart en dit is wat ook by Seedsport en hulle wat hulle ook doen by Joe Gibbs Racing en so aan. So dit gaan om naby die proses te wees, weet en ons ek en jy en manne en vroue wat ingeskakel is, ons die lewe gee vir ons baie keer maar hou hier en daar in 'n proses, maar moeiliker om met alleen te doen. En soms het ou 'n koffie nodig of soms het ou 'n bietjie gesels nodig en in die sportkonteks is dit goed om 'n struktuur te hê wat jy weet jy het 'n plek om bietjie te gaan gesels en om bietjie saam te praat en op die ouend dit baie te doen met wat op die sportveld ook gebeur. Weet ek dink as ek en jy kan ook daarmee vereenselwig weet as 'n ou baie keer 'n ding of twee op jou voorgrond het wat moeilik is, dan is jou werksdag moeilik, weet jy, is nie regtig op jou beste nie. Dis op die sportveld ook so. Jy sien sommer op die tennisbaan, baie keer sien jy hier's 'n eerste gekeerde, tweede gekeerde speler wat sommer in die eerste tweede ronde uitval, sommer 6-2, 6-1 en dan kan jy maar weet daar was so ietsie op die agtergrond. So jy kan nie altyd alles perfek hê nie, maar ek weet Coach Dungy van die NFL, hy was altyd by die Colts, baie met hom skakel. Coach Pieter de Villiers het eintlik ons het so saam oorgekom en hy het hom kom ontmoet in Amerika. Hy was 'n mentor vir hom, Tony Dungy, en hy het altyd gepraat van 'n happy change room. So dis belangrik om 'n happy change room te hê. En dit is hierdie komponente. So ja, is passievol en dit is, maar ek dink Suid-Afrika kan beter daarmee. Ek dink jy hoef nie nou 'n amptelike geestelike persoon daar gekoppel te hê nie, maar ek dink jy moet 'n persoon het wat na die welstand kyk van die spelers en die bestuur. Want ek dink altyd gaan dit oor die spelers. Ek dink die afrigters en die bestuur het amper nog meer koffies nodig. So dis 'n belangrike komponent. Okay, dit was nog 'n redelike lang gesprek sonder rugby. Kom ons praat 'n bietjie rugby. Daar het nou gister die span aangekondig vir Japan en soos verwag, 'n klomp Japaneese spelers wat nou natuurlik daardie einde van die rugby kampioenskap terug is Japan toe nie regtig gespeel het nie. Maar natuurlik nou daar begin by die Kintetsu Liners en hy het 'n bietjie rondgehang daar met Quade Cooper. Ek weet nie of dit 'n goeie ding is nie, maar die verrassing van hierdie span was natuurlik Zachary Porten wat sy debuut maak op die beginspan op Vaskopstit. Of wat is dit? 21. Is dit nie daai storie dat Vaskopstit eers op 30 of ouer weet sy piek bereik nie? Nee, ek dink ook so. Ek is nog steeds nogal effens daar. Ek dink dit is 'n ander area van die spel daar. Jy kan Kenen Moody op 19 debuut maak is 'n heel ander dinamika as vir agterspelers as voorspelers. So uit die af van die saak het hy nou deur die ouderdomsgroepe het homself bewys. So ek dink dit is miskien een deel wat Rassie miskien dopgehou het van hy was onder 21 kaptein gewees en lekker groot man, nog jonk, so in terme van lengte en gewig en al die dinge, ek dink daai is in plek. Ek dink die ervaring is maar 'n ding wat jy optel deur klomp rugby en jy moet maar speel 'n klomp seisoene. So jy sien dit nie altyd dat 'n vaskop so vroeg deurkom en dan op die hoogste vlak speel nie. Weet, Kitsel was ook jonk toe hy begin speel het. In die loskopkant, maar ja, dit is moeilik om nou vooruit te kyk hoe dit gaan wees komende Saterdag, dat hy talent het. Ek het hom nou maar gesien teen Leinster, die eerste wedstryd was ek verbaas, het hulle Leinster eintlik geskram, en ek weet nie, Leinster het sy toer was nie so goed na Suid-Afrika nie, maar van die wedstryd, twee wedstryd wat ek gesien het in Kaapstad stadion voor ek oorgekom het, het hy indrukwekkend geskram, maar nou die ander ding, as jy kyk na die wedstryd, jy kyk, weet, ek het toegeweer dat hy gaan ingesluit word, dus jy kyk nou nie so krities net na hom in sy skram, en jy het sy geheel gesien, die pak doen goed. En ek in terme van leierskap ook en in terme van wat hy bied. Ek dink Rassie is ook ernstig daaroor. Ek dink jy wil nie net 'n ou kies sodat hy 'n sterk persoonlikheid het en ook 'n leier en kaptein van die onder 21s was nie. Maar ek dink daai komponente is komponente wat Rassie van hou ook. So ja, dit is 'n groot vraag. Dis nou nie Japan moeilik om te sê hoe dit gaan wees teen hulle. Weet, hulle is nie sekerlik nie sleg nie, maar dis nou nie die All Blacks of Ierland of Engeland wat jy teen skram nie. Ek dink nie Rassie sou hom as die wedstryd Saterdag op Twickenham was begin dit nie. Uit die aard van die saak. So gee hom blootstelling, gee hom begin, maar ek dink die Rassie het ook gesê die manne wat rondom hom is belangrik. So jy het nou obviously vir Marks en vir Ox en dan twee slotte wat vir jou altyd gaan goeie skram ondersteuning gee en 'n sterk pak rondom hom. So hy kan nie vir meer gevra het in terme van wie rondom hom is nie. Maar op die ouend wat gaan gebeur is, ergens gaan iemand die bal aanslaan, dan sê die skeieregter, okay manne, kom ons skram. En dan moet hy nou maar dan so op sy eie. Nie op sy eie nie, hy's deel van die 8, maar dan moet hy skram. So ons hoop dit kan werk. Ons in die Kaap hoop dat dit 'n goeie ding is, dat dit 'n vaskop is want jy weet die waarde van 'n goeie sterk vaskop.
So jy moet maar twee of drie goeie vaskoppe hê in hierdie enige kompetisie. Maar hy's altyd baie veel werd. Hoe Doc Craven gesê, vaskop en 'n fly-off. Hy het gesê ons het twee F's, hy het 'n bietjie de mekaar gehad. Jy soek 'n goeie vaskop en 'n fly-off. Met F's, okay. Ja, ek wil net vir jou sê, dis presies wat ek gesê het. Jou eerste ou wat jy kies in jou span is jou vaskop. Nou het jy 21-jarige ouetjie, weet ek het gehoor hy't baie intelligent, hoë rugby IK, hoë seun gewees en alles. En dit is net Japan, maar ek wil die feit van die saak is hy gelukkig is dit nie teen 'n span soos Nieu-Seeland of Ierland of wie ook al nie. Dis eintlik die perfekte geleentheid. As jy nou gesê die druk is nie so hoog nie, die oppositie is nie so goed nie, hy het 'n baie ervare ouens om. Dit is eintlik die perfekte geleentheid om 'n kans te gee. Ek sien Rassie sê hy het nie vreeslik baie met hom te doen gehad nie, maar die ouens om Rassie het wel. So ek's nogal skieurig op gedaai. En die ander ene natuurlik is toe ek na daai bank kyk en ek sien 4-4 of 4 of 3 of 4-1-3 of wat ek al dit nou die eerste wil noem met Andre Esterhuizen is nou die hybrid voorspeler en Kwagga is die hybrid agterspeler. Dis interessant, ons weet dit kom nou al 'n rukkie, maar nou lyk my Rassie gaan nou groot hierso met daai storie. Ja, en dit kan natuurlik werk, dit kan teen jou gaan. Ek dink dit gee jou vryheid op sekere areas. Ek dink ek is nog steeds so half bietjie neig ek meer na dat jy 'n spesialis wil hê en jy weet is Andre Esterhuizen regtig 'n Springbok toetsflank kwaliteit. Weet dit moet jy eerstens vir jou sê. Sê maar as hy net sê ek speel nou flank, gaan die Stormers of die Bulls of die Sharks hom kies in hulle 23 of selfs 15 as 'n flank, weet. Hoe ver terug is hy in dit? Ek en jy kan ook gaan flank speel, weet, maar ons gaan nie lekker goed doen nie. Maar Andre gaan baie beter doen. Maar hy gaan nie so goed doen soos wat Van Staden doen nie. So jy wil sê, hoe weet jy hoe 'n goeie flanks ek kan ook vir Springbok uitdraf. Ook bygevorderde. Jy het verseker, jy lyk vir my baie soos Hannekom, jy's soos Hannekom gebou. Jy weet jy nog nie 'n lewende lywe gesien. Al wat ek en Kevin Hannekom gemeen is ons breek gereeld. Ek breek nie eens Hannekom nog. Ja, nee. So ja, ek dink en weer vir my is dit ja, hy kan dit doen. Hy kan daar speel, maar is hy regtig? Want jy wil hê 'n ou moet daar opkom en soms net dan gebeur dit vroeg in 'n wedstryd, in die 10de, 12de, 15de minuut is daar besering, nog 'n besering in die 20ste. Nou moet jy vir 60 minute moet jy gaan flank speel, toetsrugby flank speel en jy kan nog so min of meer wegkom teen Japan, maar ja, weet jy gaan nie teen alle All Blacks en teen die Ire dit reg kry nie. So ja, ek is vir dit, maar ek is nog nie oortuig dat Andre Esterhuizen 'n Springbok flank is nie, op daai vlak is nie. Ek kan verstaan dat Kwagga kan nog rondhardloop en dinge doen op vleuel en weet selfs Pieter Steff hardloop daar rond in die oop spel, maar ja, dis baie spesialis gedrewe, so ek is meer bang vir beserings vroeg wat sy hand forceer. En dit is nog nie lekker beproef, veral nie teen 'n sterk span nie. Wel, ons het net gesê, daar's wat 'n beter geleentheid het jy nou as 'n span soos Japan vir ou soos ek Reporter om sy debuut te maak, en wat 'n beter geleentheid het jy vir ou soos Andre Esterhuizen 'n lekker proesieltjie toetsrugby te gee. Ek is seker oor Rassie net van gesê, hoor hier's vir jou 7 try nie. Hulle het baie tyd gespandeer om ten minste 'n redelike flank te maak, dink ek, voor hulle hierdie skuif gemaak het. Rassie sê hy het baie hard aan hom gewerk. Ek weet nie, jong, Andre is 'n groot ou. Sterk ou, jy weet, as jy dink, ek weet nie wendig wat hy gedruk op oopkant, né? Hy is reg vir my 6, hy lyk weer na 7 by blindekant. Ja, ek dink hulle is professioneel. Die Springbokke sal weet wat hulle doen. Ek dink hulle gaan iemand net blootstel en hom dat hy nie sy werk kan doen nie. So ek dink hulle sien dinge wat ons dalk nou nie sien by die oefeninge nie en by alles wat gespeel word. So ja, ek glo dit kan werk in terme van die voorbereiding. So hy sal weet wat sy rol is en wat hy moet doen. Kyk, in terme van sy fisiese teenwoordigheid, is hy verseker lyk hy vir my na 'n perfekte flank. So hy het alles wat hy nodig het, die fisiese kan daarvan. Ek dink hy so jonger daai het hy daar gespeel. So ek dink dit is iets wat hy nou heeltemal nog nie gedoen het nie. Maar nou hoe meer jy in oefeninge fokus op wat jy moet doen as flank, so meer gaan jy nou dalk nou bietjie dinge mis wat jy as agterspeler ook moet doen. So jy moet net versigtig wees dat jy nou nie Jack of all trades, master of none word nie. Presies. Ja. Dis presies die woorde wat ek gesoek het. So dit kan die risiko wees dat jy nou so half raai terug is in albei.
maar jy wil beter doen. Maar ek dink dis waarskynlik die moderne ding. Onthou Rassie het ons al soveel keer bewys en weet dat hy so treetjie voor almal in terme wat hy dink en dalk oor 3-4 jaar is dit die mees algemeenste ding wat ons het, weet dalk is dit weer eens 'n geval van almal dat nou 'n speler het wat voor en agter kan speel. Maar ek dink nog steeds as dit nou 'n groot toets in Engeland of Australië of Engeland en Nieu-Seeland en Ierland was, dan dink ek sal miskien rondom die spesialiste miskien maar meer gegaan het. Maar ja, het sal interessant wees om te sien hoe hy vaar. Ek onthou het in Australië het hy opgekom, ek het hom dopgehou in die toets in die Kaap, het hy opgekom vir 'n tydjie daar gespeel. Maar dit is nou moeilik om te oordeel daarop net jy gelyk of hy weet wat hy doen, maar nee wat ek ons glo hy sal reg wees. Enige boerseun wat jy daar voor in die voorspelers sit en hy sal fisies genoeg wees, hy moet net die fynere goedjies verstaan. Ja, in terme van die oopkant en of hy 6 of 7 is, dis moeilik om te sê, want ons is nou gewoond aan ons het nou vir Pieter Steff en Mostert en daai groter flanke op hy 7 rol, so daar is hy amper weer 'n hybrid flank, weet as lyk of hy kan soos van Staden speel en dit lyk of hy ook so bietjie na Pieter Steff se rigting ook kan, maar niemand kan eintlik soos Pieter Steff speel nie, maar hy lyk nie vir my na 'n lynstaan opsie nie. Miskien verras hulle, dalk kan hom daar probeer. Maar jy soek iemand tipies daar wat dan ook as veral as jy vir Kwagga ook daar het, as jy dan 'n ekstra opsie as flank of losspeler het, is dit iemand hopelik wat ook 'n bietjie in die lyn staan na agter kan help, maar so dit kan hulle dalk ook beperk, dat jy nou nie dalk daai dieper bal se opsie bietjie wegneem. Maar hy lyk my meer na van Staden, hy lyk my meer na 6, 'n oopkant, as ek so kyk. Ja, interessant. 'n ander ou wat jy praat van 7 is Franco Mostert. Ek dink hy is een van die ouens wat regtig amper op probation is, jy weet. Is dit nou sy laaste toets, gaan hy dit maak? Weet nou dit is die been gebreek het teen Ierland, was hy nooit meer regtig dieselfde gewees nie. Hy bly sy uitstekende speler, hy speel sy hart uit, baie hard en toegewyd en alles, maar ek dink hierdie soort van 'n maak of breek toer vir hom, dink jy nie? Ja, daar's baie slotte. Ek dink waar hy sy naam gemaak het, hy was 'n deel van daai 4 slotte, 5 slotte wat maar heeltyd daar was. Suid-Afrika met slotte, daar's baie opsies. Weet John Klein en Murat was eintlik in die relatief onlangs nie eers daar gewees nie. Weet daar's nog manne wat nou deurkom. Daar's elke seisoen is daar nuwe slotte wat vorentoe kom op ouderdomsvlak. So ja, ek dink van Mostert is 'n besige een en ek dink wat my observasie was, wat ek gevoel het, is dat hy hy was baie lig. Ek voel of hy met so 5 kg, 10 kg swaarder wees as jy hom regtig op slot wil kies. Ons het 'n bietjie weggekom met Ebenil en daai manne wat ook op die veld is en RG en Lood wat groot is en dan kan jy wegkom met iemand soos Franco wat so jy wen weer beweeglikheid, jy wen weer 'n paar ander dinge. Maar dit voel vir my amper meer of hy nou amper die Engelse woord is 'n backup of 'n alternatief is vir Pieter Steff as 'n 7 flank. Ja, hy speel vandag, speel nou 7 die naweek, ja. Dis reg en onthou Roan Orkee het ook goed gedoen vir die Bulls op 7, so ek dink hulle het 3 opsies daar wat as dit regtig is Pieter Steff en ons is bederf met Pieter Steff wat heeltyd gesond bly en speel. So in 'n groot wedstryd as Pieter Steff nie daar is nie, dan weet jy kan Mostert daar speel as hy dieselfde dinamika wil hê as wat Pieter Steff doen. En verseker, ek dink dis 'n regtig 'n groot voordeel die feit dat Roan Orkee 'n hele paar wedstryde ook daar gespeel het. So ek dink, maar ek dink Mostert gaan in terme van die veelsidigheid wat Norkee ook bied. Ek dink Norkee gaan dalk 'n man wees wat hom dalk so bietjie meer uitdaag op 'n plek in toerspanne en in begin 23s. So dit is interessant wees hoe hy vaar, maar dit is 'n groot oomblik vir hom. Hy was vir 'n paar wedstryde wat ons natuurlik nou nie gesien het nie, maar ons weet wat ons het in hom. Ja, dis hy. Hy is ook een van die manne wat hulle praat van hy het soos jy in jou speel daar 'n goeie engine of nie is 'n goeie. Ja, maar Roan het 'n goeie engine. Dis iemand altyd sê hy het 'n goeie engine, hè? Ja, en verseker so en Pieter Steff, so daai drie, dit is wat hulle goed maak, is asof hulle nie weggaan nie en hulle intensiteit, hulle doen dinge in die 60, 70ste minuut wat hulle gewoonlik in die 10de minuut ook doen. So dit is 'n groot voordeel. So ek dink Mostert, ek is bly dat hy kan speel. Ons weet wat ons het in hom. Hy het baie toetse, hy het baie ervarings. Hy het groot wedstryde al gewen of in wenspanne gewees, so. Ja, is lekker wees. Ek dink is 'n lekker kombinasie daai. Dis daai losvoorspelers is 'n groot kombinasie. Ek dink hy skram waarskynlik ook in 'n Potterm se kant, né? Ek dink hy's in daai vaskopkant wat hy gaan sak.
So dis belangrik. Wel, hang af wat Hy die kant sal van die groot veld hulp is. moet wees. Wat is die oopkant, waar is die bindekant? Hulle ry ons Ja, om. ja, 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 ja. So hulle gaan dalk 'n bietjie afwissel, maar die skram, hulle sal maar moet help daar. Hard moet skram daar. Net so op Roan Rokeer. Kom ons gee vir Jake White krediet so. Dis sy idee gewees om Roan op 7 te gaan speel en dit sommer 'n ekstra pyl in sy koker gesit, né? Maak hom baie meer veelsidig in 'n era waar Springbokke gekies word omdat hulle veelsidige spelers is dit nie? Ja, verseker. Ek dink en Jake het 'n paar ander uiteindelik Jan Hendrik Wessels ook. Ek het Ja. self gedink toe Haker toe skuif was nie ek dink hy het ook bietjie te doen gehad met van die ander spelers ook wat effens rond met Kane en Moody wat ook Kane het begin op skool wat te 13, maar hy het hom op vleuel meer gehad in die franchise, maar hy kan ook albei speel. So ja, ek dink Roan Nortje, hy was vir my die een speler wat regtig 'n harde speler en ek onthou verlede jaar, jy sal ook onthou, dit was 'n moeilike jaar vir hom en dit was 'n moeilike jaar vir hom met media. Weet daar was moeilike wedstryde wat die Stormers, die Bulls, ekskuus, hier en daar net verloor het of wat frustrasie was en wat hy die voorgrond was. So ek dink daai het hom ook baie sterk gemaak. Die feit dat hy kaptein was in 'n seisoen wat hy moes diep delf in terme van die leierskap. En jy kon sien die vryheid wat hy ook speel hier en daar dat hy so 'n bietjie nie al daai verantwoordelikhede gehad het nie, maar hy's 'n leier wat jy enige tyd want hy kan op die veld kan hy vir die Springbokke ook 'n kaptein wees. So ek dink hy vir my was die speler wat vir my die sterkste deur. Ek het nou nog hy toets in die Kaap gewees wat hy eintlik so 5de, 6de, 7de op die lys was en dit was 'n klop beserings. Hulle het in Ierland gespeel. Was dit Ierland? Ek dink amper so toets in die Kaap laas jaar. Ja, Ierland was Durban en Pretoria. Dit was seker die All Blacks, was die All Blacks. All Blacks, sies die All Blacks gewees, ja. Die media was redelik stil geweest daaroor dat jy eintlik nou iemand het wat op daai stadium so 4de, 5de in die lyn was, wat net ingekom het, hy het begin presies gedoen wat hy moet, hy het briljante wedstryd gespeel, nie uit lyn uitgelyk nie. En daar het ek gesien dat daar was 'n getuienis van sy kwaliteite. So ek dink hy gaan vir die Springbokke en vir die Bulls gaan hy baie beteken, leierskap en wat op die veld bied. Nou 'n goeie speler. Dis 'n baie interessante ding wat jy nou daar sê. Ons het nou ek en Harry met John Cardinelli gepraat, weet die rugby-joernalis. En hy doen al die depth charts, jy weet wat hy praat oor hoeveel ou die ouers, hoeveel toets hy al gespeel het, weet hoe hy dink die toer gaan uitspeel, wie gaan waar gekies word. Jan Hendrik se skorsing natuurlik het 'n groot stok in die speke gesteek daar. Maar interessant genoeg, hy het gesê Sia gaan nie elke wedstryd kan speel nie. Jesse Kriel, Sia en Eben en selfs Pieter Steff wat eintlik al almal kapteins was, is so van in dieselfde groepie. Hulle gaan waarskynlik saam nie speel nie, as jy verstaan wat ek bedoel. So as jy span so teen Italië of teen Wallis, gaan jy waarskynlik 'n nuwe Springbok kaptein kry. En nou het jy noem van Roan Nortje, staan net vir my soos 'n paal bo water. Hy is eintlik 'n prima kandidaat om Springbok kaptein te word, jy weet nie. Ek dink so en dit is hy het 'n paar van hulle wat op die nooit maar die franchise vlak ek dink Morat is dalk ook in daai gesprek. Hy is standby, hy is standby, hy is in die groep, ja. Dis reg, dis waar. So ek dink jy's reg en Roan Nortje sal die feit dat hy nou al 'n paar toetse gespeel het, hy ken dit en ek dink die ouens sal met hulle werk in die binnekringe so wat ons sien nou die 80 minute op die veld en so hier en daar 'n ding wat gebeur by oefenveld, maar die werklike binnekringe Rassie sal 'n nabypad stap met sy leierskap en hy sal weet wie sy leiers is en ek dink Roan kom sterk vorentoe. En ek dink dit is ek stem saam, jy moenie verbaas wees as hy erns dalk daai rol kry nie. Want ja, ewenal en daai name wat jy genoem het gaan nie heeltyd daar wees en speel nie. So ek dink dit is goed en dit is waar laas jaar van baie beteken het, want ek dink jy soos in die lewe, jy leer maar die beste partykeer uit jou eienaars uit en goeders wat nie in jou rigting gegaan het nie en dan om daar deur te kom en beter te presteer op die veld en ook as kaptein en in jou leierskapsrolle wys dat daar's baie kwaliteit. Nie almal kry dit reg nie. Jy weet as ons 'n bietjie teruggaan, ons wil nie kan nie almal nou op die name miskien noem nie, maar daar's baie van die manne wat onder daai druk gesoog het wat se spel baie swakker was as hulle kapteinskap boue vat en die span nie goed doen nie. Dan trek hulle die ding af en ek dink Nortje was 'n ou wat daai step up gemaak het vir my. Laaste wat ek vanaand met jou wil sê, Jason Colby op 15, maar dis glad nie so groot verrassing nie. Dis net ongewoon. Maar 15 is nie vir 'n ongewone posisie nie, hy het al baie daar gespeel.
Ja, ek dink dis die spasie is vir hom goed. Ek dink 'n wedstryd teen Japan gaan hulle vir jou kansse gee. Hulle gaan natuurlik probeer aanvallend wees. Hulle is altyd probeer hulle jou speel. So daar's omkeer besit as hulle swak skop op jou is hy daar. Ek dink natuurlik is hy baie kleiner en hulle kan dis seker afwissel ook. Hulle kan vir hoeke seker ook op sekere situasies met die as Japan byvoorbeeld verdedigende skop, hoë skoppe, soos Engels die ek weet nie wat die Afrikaans van boxkick is nie, maar ek dink dis 'n boksskop nie. Ek dink dit sal dit wees nie, maar ons kan dit nog uit ja, as ons vir Eto'o van aarde gehad het om dit vir ons uit te help. Ek dink maar is dit 'n lugskop, is dit nie 'n lugskopie nie? Ja, sê maar lugskop, ja. Maar ek dink van hy natuurlik Kolbe is nie sleg nie, maar die realiteit is hy is nie lank nie. So hy's 1,7 iets, hy's 1,72 of 1,74. So hy's baie kort. Maar Hooker kan daarop instaan op van daai hoë balle. So dit is enigste ding wat ek baie keer die eerste ding van die heligter en miskien is ons nog 'n bietjie ou skool of ek ou skool, jy weet jy is nog gewoond aan die man met baie skoppe hanteer. Daar's baie balle wat hoog gaan en jy wil nie dat hy blootgestel word. Maar een ding is seker as hulle swak skop op hom, gaan hy vir jou terug hardloop. En hy het baie meer vryheid om in tweede, derde, vierde fase in te kom waar hy sien daar's geleenthede. So aanvallend sal daai Japaneese nie weet waar om te kyk op hom nie. So en hy floreer op spasie. So ek dink dit gaan lekker wees vir hom daar. Dit gaan goed wees om te sien hoe hy daar vaar. Interessant daai kombinasie ook en dit is lekker om vir Kurtley Arendse terug te sien. Ja. Sê vir my, hierdie is nou ons Afrikaanse Japaneese teen die Japaneese. Die feit hulle teen mekaar speel in Japan. Wat dink jy, wat 'n verskil gaan dit maak? Wat Cheslin ken, almal ken Damien, JC, almal speel in Japan. Dink jy dit gaan tot ons voordeel tel? Weet Eddie Jones is wel uitgeslaap en alles, maar die ouens speel gereeld saam met hierdie tipe spelers teen wie ons gaan opdraf. Ek ken nie regtig die name daar nie, maar dink jy dit kan enigstens in ons gunst stel? Ja, dis moeilik om te sê want ek is nie seker of al daai spanne in Japan ook so presies speel soos wat Japan as 'n land nou speel nie. Ek dink hulle gaan komponente daarvan verstaan. Ek dink die grootste waarde is dat hulle waarskynlik gaan verstaan wat die ouens praat hier rondom hulle. So dit is ook 'n miskien 'n voordeel. Ek dink is soos met die Stormers met Dievenage wat gespeel het teen die Italiaanse spanne, weet ek dink tog daai gesels en die taal hier en daar is 'n bietjie van 'n faktor, maar ek dink hulle verstaan Japanse rugby, maar hulle moet nie onderskat nie. Hulle moet nie dink ek dink so van 'n afstand af lyk dit of die intensiteit dalk van die Japaneese rugby nog nie regtig is wat jy die UFC op sekere sê maar val op die vaste fasette in die verdedigingsspoed en al daai is dit klink amper as jy met die van die spelers praat asof dit ek dink daar's nooit maklike rugby nie, so ek soek eintlik 'n ander woord, maar dit amper 'n makliker liga is waar die ouens gaan speel. Maar dit gaan nie maklike toets wees nie, so dit gaan nie deurtrek daarna toe nie. Ek dink die Japaneese as 'n span gaan aangeskakel wees en dit moeilik maak. So ek dink dit help dat hulle so 'n bietjie meer verstaan, maar dit kan ook vir jou 'n vals vertroue gee, weet jy, maar nie nou dink dat jy ken hulle en verstaan hoe hulle speel en het idee wat kan gebeur nie en dan gebeur dit ook nie. So Eddie Jones, ek sien hy roer maar die pot. Hy's baie lief om te gaan dat daai een verloor of daai vir ons is nou verloor daai een wen wat hy nou gehad het en ja, so hy sal altyd in daai rigting gaan. Maar jy moet ook weet in die Suid-Afrikaanse kleedkamer is dit 'n motivering deluxe. So maar ons het met hulle gesukkel. Ek nou van in die wêreldbeker ook weet dit ons moes omtrent van die middellyn af 'n dryfbeweging begin het in daai wêreldbeker en 'n 3 gaan druk het later om hulle te breek ook. So ek dink ons moet net verstaan dat Japan gaan ook gemotiveerd wees en hulle is verseker nie sleg nie. Moet verseker nie vir hulle goeie voorvoetbal gee nie. Maar ek dink die feit dat baie van die ouens hulle ken is 'n voordeel, maar hulle sal moet besef is toets rugby. So maar dis nie wedstryd in Tokio nie, so hulle sal gou moet aanskakel en toets rugby sê maar mindset. Hoor Arie, net ter afsluiting, ek weet ons battery is omtrent nou pap, maar ek gaan net maar vir die geleentheid gee. Sê toe nog maar vir my, hoe voel jy oor jou Stormers wat bo in die punte leer is? Al 5 wedstryde gewen het, 3 weg van die huis af, 2 wedstryde geen 3 afgestaan het nie, of geen punte afgestaan het nie. Gemiddeld van ek dink hulle het minder as 3 per wedstryd wat hulle teen hulle laat afstaan. Wat gaan aan by die Stormers? Het hulle een of ander magic potion ontwikkel? Wat gaan aan? Ja, miskien is dit 'n nuwe trei. Ek dink dit is dalk die verandering, dalk was dit sielkundig, maar ek dink 'n groot deel daarvan is baie keer jou begin, weet jy, daai Leinster wedstryd was so half almal gedink, ja, dit is Leinster en jy weet hom nie vir hierdie ene gaan wen nie. En veral met 'n 34-0, ek dink dit was die telling, daai 0,
ek weet nou men lyk of die verdedigings hulle praat van 'n donut. 'n Donut is maar so rond, dit lyk my soos 'n nul. So hulle probeer altyd maar by die nul. Ek dink dit was met die mees indrukwekkendste dalk. Die puntlys daar het verander vinnig. Jy kan kyk in sokker ook. Liverpool het ook goed begin en nou sukkel hulle so. Jy het geen waarborg eintlik wat verder gebeur nie, maar dit is bepaald beter om so te begin ten minste. Right, mense, Arie het nog lekker gesels oor sy geliefde Stormers en toe sy battery besluit om ons te groet, die gees te gee. So ons volgende week bietjie verder gesels oor die URC, oor die Stormers veral wat hierdie seisoen met 'n knal begin het en die Bulle wat so 'n bietjie meer van Engels noem hulle dit 'n whimper het begin het. Natuurlik die Sharks het 'n bietjie van 'n opskudding veroorsaak na ons hierdie opname gemaak het. Ons wil 'n bietjie daaroor ook gesels en natuurlik die Lions en dan 'n wedstryd gewen. So, sien uit te volgende week, ons 'n bietjie gesels oor wat gebeur het in Japan en dan kan ons 'n bietjie kyk na die wedstryd teen Frankryk wat gaan voor. Ek dink vir my die wedstryd van die jaar. Dis net na die All Blacks, maar hierdie ene daar soveel op die spel, soveel wraak, soveel renons in die teenoor Springbokke dat ek dink hierdie wedstryd gaan iets spesiaals wees. Okay, ons praat dan volgende week weer. Groete.